Goeiedag julle, gegroet is elkeen weer eens in die wondernaam van Jesus. Weer eens ou Theo vanmôre hierso. Ek sukkel so altyd om reg te sit op die stoel. Maar weer eens vriende, so wonderlik om rondom die woord te verkeer saam met u, met Jesus in ons midde, terwyl ons praat oor die dinge van die Here. Hosea 4:6 sê, my volk gaan ten gronde deur 'n gebrek aan kennis. Nou gister het ek vir u gesê dat ons praat oor die tekens voor die wederkoms van die Here, en ek het vir u ook gesê dat daar is tekens in die wêreld, en ek het hulle genoem. Ek het gesê dat Jesus gesê het, Matteus 24:6 en 7, er sal al meer oorloë en onluste wees, meer aardbewings, geweldige verdrukking, benoudheid, radeloosheid en vrees, tekens in die hemelruim, toenemende wetteloosheid en verdorwenheid en behep met plesier en geld en die herstel van die volk Israel. En so het ons aangegaan en vandag wil ek met u praat oor tekens op die godsdienstige gebied. Die eerste teken is natuurlik, daar gaan haat en vervolging van Christene wees. Nie net in ons land nie, maar wêreldwyd. Dit is al reeds in baie lande so. In Lukas 21:12, 16 en 17 en ook in Openbaring 6:9 lees ons daarvan. Hy sê, voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer ter wille van my naam. As jou naam, as jy sê jy's 'n Christen, dan beteken jy's 'n volgeling van Christus. Hy sê julle sal oorgelewer word, ook deur ouers en broers en bloedverwante. Ja, so erg gaan dit wees, en vriende, en hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. Vriende, daar is nie meer eens in ons tyd liefde vir mekaar, en die mense lewe het geen waarde nie. En as dit so is op die sekulêre vlak, hoe dink jy gaan dit nie wees as die Here Jesus Christus se kinders vervolg gaan word, nog erger vervolg gaan word. Want hy sê vir ons, op godsdienstige gebied gaan daar valse profete en mense wees wat voordoen as Christus. As jy op YouTube gaan, kan jy gaan sien. Tik net in Christs of today, Christusse van vandag, en sal jy uitvind, daar is mense wat sê hulle is Christus, wat al reeds op hierdie aarde lewe, wat duisende navolgers het, en van hulle het Jesus gesê in Matteus 24:24, daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. Hoeveel van hulle is daar nie? Mensdom, die hele wêreld, die kerke is vol van hulle. En hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was, ook om die uitverkorenes te verlei. Vriende, daar is vandag meer valse kerke. Om die waarheid sê, die meeste van die grootste kerke in die wêreld is misleide mense, wat mislei is deur valse predikers, valse pastore, wolwe in skaapklere, vriende. En mense stuur van reg oor die wêreld vir hulle geld. Hulle preek op die televisie, oral. Jy moet bid dat die Heilige Gees jou lei, dat jy nie verlei word nie, vriende. Maar natuurlik een van die ander dinge is die bespotting van die woord. En ook, selfs kerkleiers het my al aangevat, omdat ek praat van die wederkoms van die Here, van die wegraping. Onthou wat sê die woord vir ons, dit moet julle veral weet, dat daar in die laaste dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle. Ek wil hê mooi luister wat sê die Here. Want moedswillig vergeet hulle. Jy sien, hulle vergeet dat God is lankmoedig, en hy wil hê mense moet
verlore gaan nie, maar hy is lankmoedig want hy wil hê nog tot bekering kom. Kom ons lees dan verder. Maar die teenswoordige hemele en die aarde word vir vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. 2 Petrus 3. Gaan lees dit 3 tot 7. Hy sê ook daar sal 'n toename in geeste en duiwel aanbidding wees. In Suid-Afrika is daar al satanistiese kerke gestig en oopgemaak. Dit is 'n wêreldwye verskynsel. Ek het gister na 'n klip gekyk wat iemand my gestuur het, dat in Amerika, waar die mense in die staat moet nou praat oor sekere dinge, wil hulle gebed doen, dan staan al die Christene op hulle loop uit, en dan begin die ander eers te bid. Hulle bid vir Hare Krishna, hulle bid tot Hindu, hulle bid vir al die afgode, maar nie vir Christus nie. Vriende, so sê 1 Timoteus 4:1 en 1 Johannes 4:1. Paulus praat, hy sê vir ons hier in 1 Timoteus 4:1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Dis wat God se woord sê. 2 Timoteus 3:17 en vers 16 sê dat die hele skrif is deur God ingegee. Die Engelse woord sê, it is God-breathed, so that we can learn from it. God wil vir ons leer. Ons moet versigtig wees. Wees waaksaam en nugter, en jou vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, vriende, om jou te verslind. 1 Petrus 5:8. Maar nog 'n teken op die godsdienstige vlak voor die koms van die Here, die vervlouing in liefde en toename in vormgodsdiens. So baie mense gaan die hemel mis deur tradisie, deur vormgodsdiens. My pa en my ma was in die kerk. My pa en my ma het so geglo. Dis dieselfde as op politieke vlak. My pa was 'n nasionalis, so ek gaan 'n nasionalis wees. Ek gebruik maar die ou terme. Vriende, God het jou insig, wysheid gegee. God het jou 'n keuse gegee. Maak die regte keuse. Here Jesus het gesê ons moet mekaar lief hê. Hy het vir ons as disippels gesê, die mense sal weet dat julle my navolgers is, dat julle my disippels is aan die liefde wat julle vir mekaar het. Maar in die vormgodsdiens, maak seker dat jou kerk preek uit die onfeilbare woord, die waarheid. Dat die boodskappe is nie boodskappe wat mense moet hoor nie, maar dit is boodskappe wat God gedrewe is, Heilige Gees gedrewe is, wat uit die woord uitkom, woord gefundeerd. As jy nie dit vind wat die prediker preek, jou pastoor, jou dominee, jou priester, wat hy hom ook al self noem nie, gaan uit onder die geklank daarvan, want die halwe waarheid is 'n leuen. Hy moet die volle waarheid preek, die volle waarheid moet hy preek. Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel het, Jesus sê Matteus 24:12. Jy kan ook lees daarvan Openbaring 2:4. 2 Timoteus 3:4 en 5 sê, die mense gaan meer liefhebber wees van genot as liefhebbers van God. Hulle gaan mense wees wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Weer wil ek vir jou sê, dat baie kerke, en ek val nie kerke aan nie, ek wil jy waarsku, pas op, dat jy nie verlei word nie. Party kerke is soos 'n klap. Dis ligte wat flikker, is die en daai. Die kerk moet verander, want ons moet jong mense trek, en is dit en is dat. Nee, vriende, die mens moet aanpas by God. Die kerk kan nie aanpas by die mens nie. Ons moet draai. Ons is op 'n pad van verlorenheid. Ons is op 'n pad van misleiding. Ons is so gebore. God het sy seun gestuur om vir ons te sterf aan die kruis van Golgotha, sodat ons gered kan word. Verder weet ons dat waar gaan wêreldwye evangelisasie en sendingwerk wees. Hy sê weer eens Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, dan eers sal die einde kom. Handelinge 2:17 sê, daar sal 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees wees. En in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien en drome droom. Natuurlik weet ons, dit staan ook in die Ou Testament, in Joël 2, ek dink 2:28,
Maar vriende, soos die tye al moeiliker word vir God se kinders, sal God ons dus deur die Heilige Gees meer krag gee om staande te bly, soos wat hy beloof het in Handelinge 1:8. Maar veral sal hy ons toerus om hierdie eindtye onverskrokke die woord te bring aan die Here. Daarom is dit ook van die tekens. Kom ons lees as afsluiting Lukas 21 vers 28 tot 31. Die Here het gesê, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So moet julle dan weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur. Mag God die seën, mag God die deurdra Vader. Baie dankie dat ons die waarhede uit u onfeilbare woord met mekaar kan deel. Dankie Here dat my Bybel nie op 'n rak lê om stof te vergader nie. Ek bid dat ons, my broers en susters, die woord sal neem. Dit sal afstof en dit sal begin lees, en dat die Heilige Gees, u Heilige Gees, dit sal oopbreek sodat dit tot kennis van die waarheid kan kom en waarlik navolgers van Jesus sal word, want ek weet Jesus, u koms is naby. Amen.